Op 'n Sabbat in Mei 1863 in Battle Creek, Michigan, het 'n familie skamerig die plek binnegekom terwyl Ellen G. White in 'n tent was waar byeenkomste gehou was. 'n Paar weke van tevore het Ellen 'n gesig gehad oor daardie spesifieke familie. In die gesig het sy hulle ernstige soeke na die waarheid gesien en sy het ook gesien dat sommige van hulle dapper diensknegte in die saak van God sou wees. Ma Cicely Boyd was een van die kinders van daardie familie. Op die ouderdom van 16 het sy al reeds gewerk en in die opstellingsdepartement by die kerk se uitgewersgebou. Nadat sy ander pioniers begin ken het, het sy sterk daarna verlang om God se saak ten volle te dien. Een middag, terwyl sy gebid het, het sy duidelike stem met haar hoor praat wat gevra het: "Is jy gewillig om enigiets te doen wat die Here verlang?" Daardie gedagte het gekom met die diep indruk dat God haar sou vra om iets te doen wat sy nie wou doen nie. Terwyl sy neergekniel het, het sy onmiddellik gevoel dat sy nie volkome oorgegee het, soos wat sy eers veronderstel was nie. Dit het vir haar gelyk of sy nie die woorde kon uiter nie. "Ja, Here, ek sal doen wat U ook al van my vra." Ma het gebid en gehuil, maar sy kon nie verligting vind van die sekerheid van onheil nie. Uiteindelik, ongeveer middernag, het sy bely: "O Here Jesus, ek het U lief, ja ek het, maar ek kan nie 'n volkome oorgawe uit my eie maak nie. Liewe Jesus, ek wil hê dat U dit vir my moet doen." Onmiddellik het sy vrede gevoel. Daardie oggend het ma 'n brief van die wêreldkonferensie ontvang wat haar uitgenooi het om na Switserland te reis om leraar J. Andrews te help in sy uitgewerwerk in Brasilia. Sy was oortuig dat sy daardie uitnodiging nie sou aanvaar het indien die engele van die Here haar nie daardie vorige nag besoek het nie. In 1887 was sy deel van die eerste groep van sendelinge wat deur die kerk na Afrika gestuur was en toe na verskeie ander plekke soos Engeland en Australië. Miskien probeer God u op die oomblik roep tot 'n volkome oorgawe. Wat daarvan om te reageer soos ma? Onthou, daar is geen beperking aan die bruikbaarheid van een wat self een kant toe skuif om plek te maak vir die werk van die Heilige Gees op sy hart en op sy lewe te leef wat ten volle toegewy aan God is nie. Vandag terwyl u tiendes en offergawes terugbring, kan u hom ook vra vir 'n algemene oorgawe soos ma. Mag ons begeertes laaste stel en God eerste.